In ons geval is dit regverdig. Ons word tereggestraf vir wat ons gedoen het, maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê toe Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. Die wat julle Bybels by julle het, julle kan slank vir my blaai na Lukas 23. Lukas 23, Luke 23, for those that have their Bibles with them. En dit is 'n lang gedeelte, maar ek gaan dit nie in een slag deurlees nie, ons gaan dit vanoggend bietjie anders te doen. Ek gaan 'n gedeelte lees, bietjie oor dit praat, volgende gedeelte lees, bietjie oor dit praat. En ek wil hê ons moet vanmôre net weer eens herinner word aan die kruis. Vandag is Goeie Vrydag, en dit is so 'n vreemde woord, want dit is 'n Goeie Vrydag goed vir ons, maar ons besef terselfdertyd, dis ook die akeligste dag van die mensdom. Dit is daardie paradoks wat ons het, en dit is hoekom die boodskap vanmôre is, die pragtige, akelige kruis. Want ja, die kruis is pragtig vir ons, maar die kruis is ook akelig. Dit is nie mooi nie. Daar is niks mooi omtrent die kruis nie. Dit wat daar op die kruis gebeur het, is die akeligste wat ooit kon gebeur het met God, en met die Seun van God. En tog vir ons hou dit daardie pragtige waarde in. En dit is vir ons daardie balans wat ons moet probeer skep tussen die pragtigheid en die akeligheid van die kruis. Want dit is nie net akelig nie, dit is ook pragtig. Maar dit is nie net pragtig nie, dit is ook akelig. En so kom ons lees vanmôre Lukas 23, en ons begin by vers 26 tot vers 32 vir nou. Toe die soldate vir Jesus weggelei, het hulle sekere Simon van Sirene gegryp, wat van die platteland afgekom het. Hulle het die kruis op sy rug gesit, om dit agter Jesus aan te dra. 'n Groot menigte van die volk het hom gevolg, en ook vroue wat aanhoudend op hulle bors slaan en oor hom weeklaag. Jesus het na hulle gedraai en gesê, dogters van Jerusalem, moenie oor my huil nie, huil liewer oor julleself en oor julle kinders, want kyk, daar kom dae wanneer mense sal sê, gelukkig is diegene wat onvrugbaar is, en die moederskoot van wat nie 'n kind in die wêreld gebring het nie, en die borste wat nie kinders gevoed het nie. Dan sal hulle vir die berge begin sê, val op ons, en vir die heuwels bedek ons. Want as hulle dit aan die groen hout doen, wat sal nie met die droë hout gebeur nie? Saam met Jesus is ook 2 ander misdadigers weggelei om tereggestel te word. Vader, ek bid dat U hierdie woorde vaar sal maak vir ons vanmôre, Here God. Here, dat ons sal ag gee op dit wat U vir ons wil sê. Mag ons vanmôre herinner word aan die kruis, wat dit vir ons beteken, wat dit gekos het. Here, en mag ons dit inneem, Here Jesus, dat U verheerlik sal word deur die boodskap. Kom, o Heilige Gees, en verhelder ons verstand om te sien dit wat U vir ons wil sê vanmôre. Amen en amen. Nou, Lukas begin hierdie vertelling van sy evangelie, baie soos Matteus en Markus. Hulle al 3 begin met 'n sekere Simon van Sirene is gegryp. Markus noem daarom dat hy 2 seuns gehad het, ons ken die 2 seuns se naam, Alexander en Rufus, wat heel waarskynlik aandui dat Simon van Sirene bekend was in die kerk, heel waarskynlik tot bekering gekom het na hierdie gebeure, want as ons weet van sy 2 seuns, dan is hulle heel waarskynlik in die kerk. Ek sal mos tog nie vir jou 'n brief skryf en sê, en onthou, hy is die pa van Alexander en Rufus, asof julle weet wie dit is nie, tensy julle weet wie dit is. En so ons weet dat Simon van Sirene wel 'n groot rol speel binne in hierdie verhaal van Jesus se kruisiging. Maar Lukas bly nie by Simon van Sirene. Hy sê net daar's 'n sekere Simon van Sirene. En hierdie ou is geforseer om die kruis van Jesus agter hom aan te dra. Hy kom van die platteland af, hy is op pad na die stad toe om deel te wees van die fees wat aangaan daarso, want hulle is besig met die feestyd in Jerusalem. Daar's mense van oral af van die wêreld, Jode wat inkom van oral af, om daar in Jerusalem te kom feesvier en te aanbid. En Simon is een van hierdie mense, en hy kom daar van die plattelandse kant af, en hy is maar net 'n bystander, en skielik word hy geforseer om Jesus se kruis te dra. En ek dink een van die dinge wat ons onmiddellik besef is, alles wat hier aangaan is onregverdig. Nie net dat Jesus onregverdig tereggestel word nie, maar selfs 'n bystander wat net gegryp word en geforseer word om 'n kruis te dra wat nie sy eie is nie.
Simon sal eendag besef dat, alhoewel dit onregverdig is dat hy Jesus se kruis gedraai het, is dit soveel meer onregverdig dat Jesus sy kruis gedraai het en vir sy sondes gesterf het. Maar ons sien onmiddellik die onregverdigheid wat aangaan in hierdie wêreld. Niks is regverdig nie. En Lukas beweeg baie vinnig van Simon af, en hy skryf anders as Matteus en Markus. Ons vind dit net in Lukas se evangelie, hierdie gesprek wat hy het met die dogters van Jerusalem. En daar is betekenis binne in Lukas se vertelling van hierdie gedeelte. Want daar is vrouens wat in die skare is en hulle op hulle borste slaan en hulle huil oor wat gebeur. En dit is nie noodwendig vrouens wat Jesus eers geken het nie. Die waarheid is dat daar is binne in Jerusalem baie vrouens wat, hulle is professionele klaars en heilers. As daar iemand is wat reggestel word, dan is hulle daar. Hulle is reg om daar so die grootste scene op te sit wat jy nog ooit in jou lewe gesien het. Hulle huil, hulle skree. Ek het dit al gesien op TV, party mense by begrafplaas. Hulle sal so mooi gesels tot die kamera op hulle is en skielik is dit so. En dit is wat jy het hier. Jy het hierdie vrouens wat huil oor, hierdie jong man wat doodgemaak word. Hulle weet nie hoekom nie, hulle weet nie waarvoor nie, hulle weet net hy word doodgemaak. En daarom draai Jesus na hulle en sê, julle behoort nie oor my te huil nie. Huil eerder oor julleself en oor julle kinders, want daar gaan 'n dag kom wat dit erger gaan wees vir julle as wat dit is vir my. En ons sien dat Jesus verwys in die hele gedeelte van Lukas, as jy vorentoe gaan in Lukas 19, wanneer Jesus in Jerusalem inkom voor die kruisiging, wanneer hy inkom in sy triomftog, huil Jesus self oor Jerusalem. Lukas fokus verskriklik baie op dit. In Lukas 19 en in 21 en hier in 23. In die eerste plek huil Jesus oor Jerusalem en sê, as julle maar net kon gesien het, wat vir julle vrede bring. Maar omrede julle blind is, omrede dit van julle weerhou is om te kan sien, gaan daar nie een klip op 'n ander in hierdie stad oorbly nie. En Jesus huil oor Jerusalem. Dan in hoofstuk 21, wanneer Jesus in die tempel is, dan gee hy 'n profesie. En hy sê, daar gaan 'n dag kom, wat jy beter hoop, jy is nie swanger, of jy het 'n pasgebore babatjie nie. Want hulle gaan jou omsingel, en hulle gaan hierdie plek vernietig, en jy gaan na die buitewyke toe hardloop, en dan sê hy self, en julle gaan sê, mag die berge op ons val, mag die heuwels ons bedek. En so Jesus het 2 keer tevore al klaar gesê, omrede julle die besoeking van julle God nie erken het nie, gaan julle vernietig word. Julle was blind. En hy sê dit nou vir die vrouens hier. Julle is nog steeds blind. Want julle besef nie wat aangaan nie. Julle sien nie dat julle God gekom het nie. Dit is maklik om te huil en aan te sit. Maar sien julle werklik wat hier aan die gang is? En daarom sê Jesus, moenie oor my huil nie. Huil oor wat met julle gaan gebeur. En wat met julle gaan gebeur mag soos die grootste onregverdigheid lyk op hierdie aarde. Julle gaan van julle stad ontneem word, julle gaan doodgemaak word, julle vrouens en kinders gaan sterf. Julle gaan doodgemaak word net omrede julle God se volk is. Daar is geen regverdigheid nie. Moenie verwag dat die Romeine vir jou enige regverdige uitkoms gaan gee nie. En so, Lukas maak dit baie duidelik in die begin van sy hele vertelling, die wêreld is onregverdig. Op enige oomblik kan die wêreld teen jou draai. Moet op geen oomblik gerus word met die feit dat jy gemaklik nou in jou lewe is nie. Want in 'n oogwink verander alles. In 'n oogwink gaan alles van jou weggeneem word. En so ons besef dat dit is 'n akelige onregverdigheid van alles. Selfs met die hofsaak voor die tyd, sien ons, toe Jesus tussen Pilatus en Herodes gestuur word. Pilatus stuur hom vir Herodes, Herodes stuur hom terug. En nie een van daardie 2 leiers vind enige fout in Jesus nie. Hy is onskuldig, sê hulle. Maar die skare wil sy dood hê.
So kom ons gee vir die skare wat hulle wil hê. Jy mag dalk sê dat ek het al die regte aan my kant en ek sal op my regte staan en ek sal myself in die hof verdedig. Broer en suster, daar is nie regverdigheid in hierdie wêreld nie. Jy kan nie daarop staat maak nie. Veral nie wanneer dit kom by die kwessie van jou geloof nie. Ons sien so baie hofsaake aan die gang teen Christene vir verskeie redes en moenie verwag dat die hof vriendelik gaan wees teenoor jou vir jou geloof nie. En daarom sê Jesus vir hulle, as hulle dit gedoen het aan die groen takkie, wat dink jy gaan hulle doen aan die droë hout? As hulle Jesus gekruisig het, wat werklik onskuldig is, wat werklik regverdig is, hoeveel te meer jy wat 'n dooie stuk hout is? En so ons besef dat die wêreld is onregverdig. Daar is geen geregtigheid nie. Alles is verkeerd. Almal is sondaars. En eindig hierdie gedeelte in vers in die laaste gedeelte ons gelees het, sê en saam met Jesus is ook 2 ander misdadigers weggelei om tereggestel te word. Jesus is maar net een van die misdadigers. Saam met hom 2 ander misdadigers. Dit skep die prentjie dat hy word weggelei nie as 'n held wat vir die sondes van die wêreld sterf nie. Nee, Jesus word weggelei as 'n misdadiger. Die soldate het nie 'n idee hoekom hulle hom kruisig nie. Al wat hulle weet is dat hierdie is 'n man wat gesê het hy is die koning en ons duld nie ander konings behalwe die keiser nie. Hy moet doodgaan. Dis al wat hy vir hulle is. Die Joodse leiers wil hom nie hê nie, hulle het besluit om hom te verwerp. En so hy word net gereken as een van die misdadigers. Ons lees dan verder in vers 33 tot 38. En toe hulle by die plek kom wat Kobbeen genoem word, het hulle hom daar gekruisig. So ook die misdadigers. Een aan sy regterhand en een aan sy linkerhand. En toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy boklere verdeel deur daaroor te loot. Die volk het gestaan en toe kyk. Die volksleiers het aangehou om smalend te sê, ander het hy gered, laat hom self red, as hy die Christus van God, die uitverkorene is. Ook die soldate het met hom die spot gedryf, terwyl hulle nader staan en vir hom suurwyn aanbied, met die woorde, as jy die koning van die Jode is, red jouself. En bokant hom was daar ook 'n opskrif, hy is die koning van die Jode. Baie interessant in die evangelies, en ons sien dit soveel meer in Lukas, maar jy sien dit in al die evangelies, word daar nie verskriklik uitgebrei oor wat op die kruis aangaan nie. Wat ek daardeur bedoel is, hulle gaan nie in enige besonderhede in van hoe die bloed gevloei het, en hoe die wonde gelyk het, en hoeveel pyn hy het, en hoeveel seer hy het, dit word nie eens genoem nie. Daar word net gesê, en hy is aan die kruis gehang. Tussen 2 misdadigers. Want dit gaan nie oor die pyn wat hy verduur nie, dit gaan oor die smaad wat hy verdien. Die fokus vir Lukas en vir die ander evangelieskrywers is nie die pyn van die kruis nie. Ek dink ons dink baie keer dat die pyn van die kruis die ergste was. En daarom wanneer ons kyk na films soos Passion of the Christ en ons sien daardie dinge, dan is daar in ons hart word ons sommer ongelukkig as ons sien wat hulle doen aan Jesus. As ons enigstens kyk na hoe die uitbeelding van Jesus uitgebeeld is daar baie fokus op daardie pyn wat hy verduur, daardie sweepslae wat hy kry, die spykers deur sy hande, die spykers deur sy voete. En ons dink aan die absolute pyn wat hy deurgaan en ons sien daardie pyn op sy gesig. Maar nie een van die evangelieskrywers fokus op dit nie. Daar word net gesê, hy is op die kruis. En die hoofrede vir dit is dat, ouens, die kruis is aaklig. En niemand praat oor dit in gesonde geselskap nie. Niemand sit om 'n tafel en sê, kom ons praat bietjie oor hierdie ou wat gekruisig is laas week nie. Het jy gesien hoe het die bloed gevloei nie? Niemand nie. Want dit is aaklig. Ons wil nie herinner word aan dit nie. En ek praat nie net van die kruis van Jesus nie, enige kruisiging wat plaasgevind het, is horribaal. Dis aaklig. Ons praat nie daaroor nie. En die skrywer self besluit om nie daaroor te praat nie. Want almal in daardie tyd weet presies
waarvan Lukas praat en Matteus praat en Markus praat as hulle sê hy is gekruisig. Die fokus op hierdie skrif is die smaad wat hy vertier. Want dit begin in die eerste plek dat hy tussen twee misdadigers is. Een aan sy regterhand en een aan sy linkerhand. Hy word nie daai een kant afsonderlik gekruisig asof hy minder misdadiger is as hierdie twee nie. Nee, hy word sommer in die middel geplaas tussen hulle. Hy is die hoofsondaar op daardie heuwel, op daardie oomblik. Die ander twee is maar net rebelle, moordenaars. Nee, hierdie Jesus, wie ook al hy is, het erger dinge gedoen as hierdie twee. En so hy word onder die misdadigers gereken volgens die profesie van Jesaja. Hy is gereken onder die misdadigers. Psalm 22. Nie net is dit dat hy gekruisig is tussen twee misdadigers nie. Hy het ook sy klere verdeel deur daaroor te loot. En dit is een van die aakligste dinge van 'n kruis, is dat jy heeltemal ontklee is. Jy hang nakend voor die mense. Ek weet in die prentjies wat ons het hy daarom nog 'n onderkleed aan, maar dit is nie die realiteit van die kruisiging nie. Die hele doel van die kruis is om jou so ver te verneder soos wat ons kan. En so hy is heeltemal ontklee en sy klere is uitgedeel en uitgeloot onder die mense, onder die soldate wat daar is. En so Christus moet naak voor die wêreld hang. En ons besef dat dit tog die eerste ding is wat ons as mense besef oor ons eie sonde. Want hoe het Adam en Eva geweet hulle het gesondig? Hulle het gesien hulle is kaal. Dit is die oorspronklike smaad, die oorspronklike klug, om te besef ons is naak. En so word Christus uitgeklee voor die hele wêreld, want ons lees daar hierdie woorde, en die volk het gestaan en toegekyk. Niemand kom hom tot hulp nie. Daardie vroue wat dalk gehuil het, na bors gestaan het, hulle storie is verby, hulle weggedraai. Die volk staan en kyk na die skande. Hierdie man wat aan die kruis nakend hang, heeltemal ontbloot. En so is die wêreld ook maar altyd net bystanders, mense wat toekyk. Hulle wil nie besluit maak nie. Hulle sê, ons het hom daarom nie daar gehang nie. Ons het daarom nie veroorsaak dat hy die skande verdra nie. Ons weet nie wat hy gedoen het nie, maar dis nie ons skuld. Ons kyk maar net. Ons is maar net toeskouers. Die waarheid is, die toeskouers is net so skuldig soos die mense wat dit doen. Die volksleiers, hulle is nog 'n bietjie erger. Hulle glimlag vir mekaar terwyl hulle sê, as hy ander gered het, laat hy homself red as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En hulle spot hom. En dis interessant dat hulle sê, ander het hy gered. Hulle erken, hy het mense gered. Hy het mense gesond gemaak, hy het wonderwerke verrig. Hulle weet dit. Lazarus is net so eentjie weg, in 'n dorp net so 10 kilometer weg. Daar's Lazarus uit die dood uit opgewek. Ons weet dit, ons het dit gesien. Daar's verlamdes wat hulle hele lewe lank verlam is, wat daar rond staan in die dorp. Hulle weet dit. Hulle het die siekes gesien wat gesond gemaak is, hulle het die mense gesien wat bevry is van die demone. Hulle het al daai wonderwerke gesien. Hulle het gesien hoe hy 5000 mense voed. Al daai dinge wat hy gedoen het. Maar nee, almal ander het hy gered, laat hy homself nou red. Hy is mos die uitverkore van God. Hy is mos God se Christus. En hulle klink presies soos die duiwel in die woestyn. As jy die Christus is, sê vir hierdie brood. As jy die Christus is, spring van hierdie tempel af. As jy die Christus is, klim van daai kruis af. Lukas fokus ons absoluut op die bespotting wat Christus verdra. En dan kom die soldate by. En hulle kom nader en gee vir hom suurwyn. En hulle sê dieselfde, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Jy dink mos jy is spesiaal, klim van die kruis af.
En bokant is die opskrif, hy is die koning van die Jode. Waaroor baie van die Fariseërs ongelukkig is, want hulle wil niks met dit te doen hê nie. Maar op die einde is van die verhaal is dit die waarheid. Hy is die koning van die Jode. Maar dit word hier gebruik as 'n klag teen hom. Kyk, hier hang die koning van die Jode, absoluut naak voor die wêreld. Verneder tot in die ergste vernedering wat jy kan aan dink. En ons het gewen, die wêreld het gewen. Maar binne in hierdie hele gedeelte van Christus se bespotting, voordat enige van die bespotting plaasvind. Nee, ek wonder of ons besef waar hierdie woorde voorkom. Voordat hulle hom enigstens begin spot, sê Jesus al klaar, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nog voordat hulle gaan doen aan hom wat hulle aan hom gaan doen, sê hy al klaar, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek wonder of dit is Jesus se manier is om te sê, as ek nie nou intree vir hierdie mense nie, en die Vader moet sien wat hulle gaan doen aan die seun. So hy sê, Vader, vergeef hulle. Want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle is blind. Hulle is blind. Hulle kan dit nie sien nie. Weereens die onregverdigheid, hy is die een wat ander gered het, wat mense gesond gemaak het. Hy het goeie dinge gedoen. Hy was sondeloos, vlekkeloos. Die leiers van die heidene, Pilatus en die leiers van die Jode, Herodes, kon nie eens fout gevind het met hom nie. Maar tog word hy uitgeklee en op die kruis gehang. Die onregverdige, aaklige kruis. Ek onthou, toe ek die eerste keer Passion of the Christ gekyk het in die cinema, toe het net uitgekom het. Dit is 'n aaklige ding om te sien. Maar die gevoel wat die meeste by my opgekom het, is hierdie intense woede vir elke persoon wat Jesus slaan en op hom spoeg en hom spot. Ek onthou, ek het so gekyk en ek het reg begin kwaad raak. Ek kon sommer voel binne in my hart, so heilige woede wat opborrel. Hoe durf hulle? Hoe durf hulle? En baie keer wanneer ons kyk na hierdie gedeelte, dan sê ons, hoe durf hulle? Hoe is dit moontlik dat hierdie mense dit aan ons Jesus gedoen het? En ek onthou, ek het regtig begin kwaad raak, soos regtig ek gaan, kwaad word. En skielik op een oomblik, besef ek sou heel waarskynlik saam met hulle dit gedoen het. Ons dink baie maklik, ons is die toeskouers wat weggestaan het en kyk hoe dit gedoen word aan Christus. Maar die waarheid, broer en suster, die waarheid wat die skrif aan ons openbaar is, dat ons was die vyande. Ek en jy sou heel waarskynlik hom ook bespot het. Ook op hom gespoeg het, ook op hom gesê, red jouself. Want dit is wat Lukas vir ons openbaar in die volgende gedeelte. Want ons kan verstaan die bespotting van die leiers. Ons kan verstaan die bespotting van die soldate. Ons kan verstaan dat die toeskouers aan die kant sit en net hulle koppe heen en weer skud en net dink, ag, sies tog, wat gebeur daar? Maar dan sê Lukas die volgende, vers 39. En een van die misdadigers wat daar gehang het hom aanhoudend gelaster en gesê, jy is mos die Christus of hoe? Red jouself en ons. Nou besef ons is net so erg. Lukas is die enigste ene wat vir ons lig skyn binne in hierdie skande.
Wat die aaklige kruis vir ons verander in die pragtige kruis. Wanneer hy praat van die ander een. Die ander een. Die ander een. Het hom egter bestraf en gesê, het jy nie ontzag vir God? Nee. Jy ondergaan per slot van rekening dieselfde straf. In ons geval is dit regverdig. Ons word tereggestraf vir wat ons gedoen het, maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê toe, Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus het hom geantwoord, amen, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En daar verander die aaklige kruis in die pragtige kruis. En ek en jy was op 'n stadium die misdadiger aan een kant wat gelaster het. Maar iets het verander, toe ons die misdadiger aan die ander kant word, en sê ek weet die straf vir my is regverdig. En ek besef dat die straf vir my sondes is op hierdie sondelose, regverdige een geplaas. En ons het tot geloof gekom, en ons het besef dat hier hang nie net 'n ander mens wat 'n misdadiger is nie, maar die seun van God, wat die sonde van die wêreld op hom dra, hang aan die kruis. O pragtige verlossing. Genadige God. Ek verdien die straf. Ek verdien al die straf wat na my toe kom. En dit is die besef wat in elke hart van ons moet opkom. Die waarheid is dat hierdie man, net soos Petrus, het nie hierdie openbaring ontvang deur sy vlees nie. Hy het dit nie uitgeredeneer daar op die kruis nie. Daar was geen punt wat hy by homself gedink het, laat ek gou dink oor wat Jesus gedoen het en laat ek probeer uitvind wat aangaan nie. Die Gees van God het in sy hart ingegaan, sy oë oopgemaak, en toe hy kon sien wat aangaan, toe besef hy, en hy glo. En dit is daardie geloof wat dan uiteindelik sê, Here Jesus, wanneer u in u koninkryk kom, want hy besef, hier is die koning. Hier is die koning. Wanneer u in die koninkryk kan kom, hy weet hy gaan deur die kruis gaan, hy weet hy gaan sterf saam met hierdie Jesus. Maar die Heilige Gees openbaar aan hom die waarheid wat in elke hart van ons opkom. Wanneer u in die koninkryk kom, dink aan my. Dink aan my. Waarop Jesus die tyd vat om vir hom te sê, ek sê vir jou verseker, vandag gaan jy saam met my in die paradys wees. Daardie man het niks gedoen om sy verlossing te verdien nie. Hy het niks bygedra tot sy verlossing nie. Hy is nie gedoop nie. Hy het nie aangesluit by 'n gemeente nie. Hy het nie een of ander vorm ingevul en gesê, ek is nou deel van hierdie kerk nie. Hy het nie deur kategese gegaan nie. Inteendeel, hy het nie eens 'n heilige lewe gelei nie. Hy is 'n misdadiger, hy sê dit reg, ek word regverdig doodgemaak, daar is geen twyfel dat ek hier moet hang nie. Ek is skuldig. En so daar is niks wat hy bring na sy verlossing toe nie. Al wat hy bring is sy sonde. En dis die pragtige skoonheid van die evangelie. Dat ek en jy niks anders te bring na ons verlossing behalwe ons eie sonde nie. Dis al wat ek en jy bydra tot ons verlossing. Is dat ons sondaars is. Daar is so mooi kort gedeelte van 'n preek. Ek sal dit miskien later vir julle op die groep stuur. Alistair Begg, die pastoor Alistair Begg, wat praat oor die man in die middel. Dit is so mooi, so ek weet nie of julle dit al gehoor het of gesien het nie. Maar hy vertel hierdie storie van hierdie misdadiger wat daar by die hemel aankom. En hy kom daar by die hekke en hulle vra van wat maak jy hier?
En hy het geen verdediging vir hoekom hy daar kan wees nie. Hy sê, ek is 'n sondaar, ek weet ek moet nie hier wees nie. Maar, die man in die middel het vir my gesê ek mag. En dit is al wat saak maak op daardie dag. Want die man in die middel het gesê, jy is welkom. Dit is so wonderlik om te besef, broer en suster, dat ek en jy gered is nie omrede ons spesiaal is, omrede ons sondeloos is nie. Maar ten spyte van ons ongeregtigheid, ten spyte van ons sonde, het Christus gesterf vir ons. Dit wat aaklig is, word pragtig. Lukas eindig in vers 44 tot 49. Dit was ongeveer die 6de uur en duisternis het oor die hele aarde toegesak tot die 9de uur. Die son is verduister en die voorhangsel in die heiligdom is in twee geskeur. En met 'n harde stem het Jesus uitgeroep, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Nadat hy dit gesê het, het hy sy laaste asem uitgeblaas. Die centurio het gesien wat gebeur het en God geloof en gesê, waarlik hierdie man was onskuldig. Die hele skare wat vir hierdie skouspel bymekaar gekom en gesien het wat gebeur het teruggegaan terwyl hulle op hulle bors slaan. Al sy kennisse en ook die vrou wat hom van Galilea af gevolg het op afstand by staan en hierdie dinge gesien. Lukas eindig hierdie verhaal van die kruis met daardie waarheid dat Jesus self sy lewe opgee. Sy lewe word nie geneem nie. Daar is 'n tyd wat Jesus self besluit, genoeg is genoeg. Ek het gedoen wat ek moes doen. Johannes sê dat Jesus net aan die einde gesê het, dit is volbring. Lukas sê dat Jesus uitgeroep het, Vader, in U hande gee ek my gees oor. En die pragtige skoonheid van die kruis is dat die centurio besef wie Jesus is. Selfs in Markus se evangelie is dit hierdie soldaat wat eers erken, hierdie is die seun van God. Maar in Lukas se vertelling is dit, hy was werklik onskuldig. Hy was onskuldig. En die kruis verander van daardie aaklige onregverdigheid, waar almal hom bespot. En skielik is dit eers die ou aan die kruis, wat besef wie Jesus is. En dan die soldaat, wat besef wie Jesus is. En dan die volk, wat toegekyk het, wat teruggaan, hulle is dan die ouens wat op hulle bors slaan en besef, ons was verkeerd. Ons was verkeerd. Die kruis is uiteindelik die aaklige openbaring van ons ongeregtigheid, want ons verdien die straf. Maar dit is die pragtige boodskap van Christus, wat gesterf het vir ons sondes. En dit is iets waarmee ons baie keer worstel. Ek dink die element van die evangelie wat vreemd is vir hulle wat nie glo nie, en ek dink baie keer moeilik is vir hulle wat glo, is daar die konsep van 'n onskuldige mens wat sterf vir die skuldiges. Dit maak nie sin nie, daar is geen wysheid daarin nie. Ek en jy behoort te besef, dit is absoluut onregverdig, dat 'n onskuldige doodgemaak word vir skuldige mense. Ons weet, dit is onregverdig dat Simon gedwing word om die kruis te dra. Ons weet dat Jesus onregverdig tereggestel is. Ons weet dat Barabbas onregverdig vrygestel is. Ons besef al die onregverdigheid wat aangaan in hierdie kruis. Want hoe is dit dat God sy eie seun straf in ons plek? Daar's geen regverdigheid in dit nie. En sommige mense kan dalk kyk na dit en sê, maar partykeer is dit beter dat een persoon sterf vir baie. Reg, daar's daai storie, julle ken daai filosofie van
daar is 'n trein wat op pad is en daai trein gaan miskien 20 mense tref. Maar jy kan een of ander tyd kan jy die switch stel dat die trein op 'n ander baan gaan, maar jou kind is op die ander baan. So watse keuse maak jy? Dat jou eie kind doodgaan in steede van daardie 20? Of laat jy maar net die trein gaan en daardie 20 mense uithaal? En dit word soort van half 'n groot morele kwessie van wat is nou eintlik die regte ding om te doen? Die regte ding volgens die wet is om niks te doen nie. Wees net 'n toeskouer. Want wanneer jy die switch trek, dan word jy die persoon wat iemand doodgemaak het, of jou kind of die 20. En meeste ander mense sal sê, wel, dit is jammer, maar jou kind is net een, daar's 20 ander mense. Ander mense sal sê, ek gee nie om oor daai 20 ander mense nie, ek is lief vir my kind. En so worstel ons met die regverdigheid van die onskuldige wat sterf, in plaas van die skuldige. Maar die probleem is dat ons dit verkeerd verstaan. Ons kyk na dit verkeerd. Ons kyk na dit en ons dink, arme Jesus het nie 'n keuse gehad nie. Vader God het net besluit, wel, vandag is jou dag, seun. Ek maak jou dood in plek van hierdie ander mense. Maar dit is nie die realiteit van die kruis nie. Die realiteit van die kruis is dat Christus die een is wat na die Vader toe gaan en sê, ek sal sterf vir hulle. Ek gee myself oor. Dit is nie asof die Vader die Seun straf in ons plek nie. Dit is die Seun wat ons straf dra in ons plek. Ons moet daardie klein verskil verstaan. Hy word nie gestraf deur die Vader vir ons sonde nie. Hy dra ons straf van ons sonde. Hy besluit, hy kies. Hy gaan gewillig na die kruis toe. En daarin, sê Paulus, is die regverdigheid van God geopenbaar. Want hier is uiteindelik die regverdigheid van die kruis. Die regverdigheid van die kruis is dat ek en jy moes gesterf het, toe ons die eerste sonde gedoen het. Toe Adam en Eva die eerste sonde gedoen het, toe moes hulle doodgemaak geword het. Toe ek en jy as babaatjie die eerste keer gelieg het, en gehuil het asof ons lus is vir melk, maar eintlik maar net opgetel geword het ons gelieg, nog voordat ons geweet het ons lieg. Jy hoef nie 'n kind te leer om te steel nie. Daai kind gaan 'n koekie steel nog voordat jy hom geleer het wat dit reg of verkeerd is. Die regverdigheid is dat God sonde moet straf. Dit moet betaal word. Maar God het in sy genade en sy groot liefde en sy groot geduld dit oorgesien vir baie, baie jare. Die regverdigheid is dat die sonde nog steeds gestraf word. Die sonde moet nog steeds betaal word. En dit word betaal deur die Seun, wat sy lewe gewillig aflê vir ons. En so die sonde word gestraf en God is geregtig, want sonde word gestraf. Die oordeel word uitgespreek. Maar die vraag is dan, hoe is ons wat onregverdig is, wat sondaars is, hoe kan ons regverdig verklaar word deur God? Want die prys is betaal vir ons sondes. En daarin besef ons die grootheid van ons sonde. Dat ons kon dit nie betaal nie. En ons sou dit nooit kon betaal of bekostig nie. Ons kan dit nie vir mekaar betaal nie. En so die enigste manier hoe God ons kan regverdig verklaar, sonder om homself onregverdig te verklaar, deur die sonde te laat oorstaan, is om self die sonde te dra in die tweede persoon van die drie-eenheid, Jesus Christus. Dat hy ons sondes op homself geneem het, en die prys betaal het vir ons sondes. Romeine 3 sê, hy is die versoeningoffer, wat deur sy bloed ons regverdigheid gekoop het. Ons is losgekoop, sê Petrus, met die kosbare bloed van Jesus Christus. Ons sonde het 'n prys. En daarom is dit so skandelik, dat ons so lig maak van die sonde in ons eie lewens.
Ag, dit was maar net 'n klein sonde. Ag, dit was nie so 'n groot probleem nie. Daar's 'n ou baie bekende lied. Dit is in Engels. Maar daar's een lyn wat altyd so nou en dan by my opkom. Can you still feel the pain every time I fail? Elke keer wanneer ek sondig, word Jesus herinner aan die kruis. En nie die pyn nie, die smaad. Want ons sonde is skandelik. Ons sonde is wat die kruis aaklig maak. Sy bloed is wat dit pragtig maak. Ons sonde is die veroordeling op die kruis. En ons moet dit besef, en dit is wat ons in ons evangelie met mense moet oordra. Dat dit nie is dat God kwaad was en sy seun gestraf het vir ons sondes nie. Maar dat God in sy liefde toegelaat het dat sy seun sterf vir ons sondes en ons sondes dra. Dit is alles uit liefde uit en alles uit genade uit. En ek en jy behoort nie hier te wees vandag nie. Maar ons is hier deur sy genade. En waar ons gaan, behoort ons daardie geur te versprei. Ek sluit af met 2 Korintiërs 2 vers 14 tot 16. Paulus skryf: Maar ek dank ons God, wat ons altyd deur Christus in sy triomftog meevoer, en die geur van sy kennis op elke plek deur ons versprei. Want ons is 'n aangename geur van Christus aan God. 'n Aangename geur. Ons behoort 'n aangename geur te wees. Maar hier is die realiteit van die wêreld, broer en suster. Ons is 'n aangename geur van Christus aan God vir die wat verlos word. En vir die wat verlore gaan, vir laasgenoemde 'n reuk vanuit die dood tot die dood. Vir eersgenoemde geur vanuit die lewe tot die lewe. En wie is hier tot bekwaam? Broer en suster, ek en jy hoef nie parfuum op die evangelie te spuit nie. Ons hoef dit nie in te kleer met mooi taal nie. Die kruis is aaklig. Besef dit. Die kruis is aaklig en die wêreld gaan dit nie verstaan nie, en die wêreld kan dit nie verstaan nie. Vir hulle wat verlore gaan, is dit soos die reuk van die dood. Hulle wil jou vermy. Moenie met my praat nie, ek verstaan nie waarvan jy praat nie, dis onregverdig, dit maak nie sin nie. Maar vir hulle wat verlos word, is dit die geur van lewe tot lewe. Daarin is die pragtige, aaklige kruis geopenbaar. Dat hulle wat verlos is, sien dit, ruik dit, hoor dit, en hulle hart word bly. Want hulle besef, my sonde is vergewe, my Christus het die prys betaal, en ek glo in sy verlossing en in hom alleen. En dis al wat ons hoef te doen, ons hoef dit net te glo, en net uit te dra. Laat die wêreld maar spot, hulle het Christus gespot. Maar vir hulle wat glo, is dit die aangename geur van God. Op hierdie Vrydag besef ons dat die kruis is aaklig. Maar vir ons wat glo, vir ons wat gered is dit die pragtigste ding ooit. En so ons glo in God, deur Christus, wat hierdie kruis vir ons pragtig maak vandag. Vader, mag ons hier uitgaan vandag, en die aangename geur van die kruis van Christus versprei. Here, dat ons nie sal terugdeins van die aakligheid van die kruis nie.
Maar Here, dat ons ook nie sal stil bly oor die pragtige skoonheid van die kruis nie. Here, want dit is in die kruis van Christus wat ons verlos is, wat ons sondes vergewe is, waarin ons losgekoop is, waarin ons vrygespreek is, waarin ons wat onregverdig is, regverdig verklaar word, waarin ons wat voorheen sondaars is, as sondeloos gereken word in U genade en in U krag. Here, mag ons daardie genade nie misbruik nie, Here, maar mag ons absoluut ons harte oopmaak, Here, vir die kruis en vir die verlossing wat ons ontvang het in Christus, en mag ons lewe soos heilige mense wat losgekoop is deur sy kosbare bloed. O Heilige Gees, gee ons die krag, Here, om 'n aangename geur te wees vir hulle wat verlos is. Laat ons die geleentheid vat wat op ons pad kom, Here, om mense te vertel van die pragtige kruis. Dat hulle ook tot geloof sal kom. Here, ek weet ek bid dit baie keer, Here God. En ek vra weer eens, Here, dat U ons sal help om getroue getuies te wees van die kruis van Christus Jesus. Nie net in ons woorde nie, maar ook in ons lewe. Mag ons optrede, mag ons dade getuig, dat ons nie meer van die wêreld is nie, maar dat ons van God is. Mag ons heilig word, Here God, deur die kruis vanmôre. En ons dank U vir daardie genade. En ek bid dit ook oor hulle wat vanmôre nie hier is nie. Dat hulle ook sal weet, Here God. Ek bid dit in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen en amen. Dankie broer en suster. Sien nou Sondag vir Opstandingssondag. Mag julle 'n geseënde heilige naweek hê en dink aan die kruis en Christus wat gesterf het vir ons sondes. Amen.